Uh, goeiemiddag dierbares. Ek kom groet net weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus, nee. As mos ja ander name waarin ek kan groet die. En vandag is het Vadersdag, so vir alle vaders wil ek net vanmorgen sê, 'n geseënde Vadersdag. En ek lees hier in 2 Kronieke 1 en vers 1 sê, en Salomo die seun van Dawid het hom versterk in sy koningskap. En Salomo die seun van Dawid het hom versterk in sy koningskap, en die Here sy God was met hom en het hom uitermate groot gemaak. Sy God, die Here sy God was met hom en het hom uitermate groot gemaak. En omdat sy Here en sy God hom uitermate groot gemaak het, sê Salomo dat hy gaan vir die Here 'n huis bou. Hy sê in 2 Kronieke in 2 Kronieke 1 sê, en Salomo het gedink om vir die naam van die Here 'n huis te bou en 'n huis vir sy koningskap. En Salomo het gedink om vir die naam van die Here 'n huis te bou en 'n huis vir sy koningskap. En hy sê verder, hy sê, kyk, ek gaan 'n huis bou vir die naam van die Here. Salomo sê so, om dit aan hom te heilig, om voor sy aangesig reukwerk en speserye aan die brand te steek en die toonbrode gedurig reg te sit en die brandoffer smorgens en saans te bring op die sabbate en op die nuwe maande en op die feestdae van die Here ons God, 'n ewige verpligting op Israel. 'n Ewige verpligting op Israel. En hy sê en om dit smorgens en saans, dit wil sê al die pad, al die dae, feesdae, wat dit daar ook al is, Salomo sê om tot ere van God die huis so te gebruik, en op elke liewe dag, nie net somtyds, nie net wanneer dit hom pas, maar dit word basies. Salomo sê, ek wil 'n leefwyse daarvan maak, man. Ek wil 'n leefwyse daarvan maak om ten alle tye offerande vir God te bring. En hy sê verder in vers 5 van 2 Kronieke 2 sê hy, en die huis wat ek gaan bou sal groot wees, want ons God is groter as al die gode. Hy sê, maar die huis wat ek gaan bou sal groot wees, want ons God is groter as al die gode. Wat het ek en u vandag besluit? Ons as vaders, het ons al tot die punt gekom, maar kyk, die Here het my uitermate groot gemaak, man. So die ding wat ek gaan doen vir God gaan groot wees, man. Die ding moet groot wees, man. Die ding moet uitermate groot wees, want ek dien 'n uitermate grote God. Sien jy? En hy sê verder in vers 6 sê, vra hy, maar wie is er in staat om vir hom 'n huis te bou, om vir God 'n huis te bou, want die hemele, ja, die hoogste hemele kan hom nie bevat nie. Selfs die hoogste hemele kan hom nie bevat nie. So wat Salomo hier so sê, onthou Salomo het die wysheid van God afgeveer. In 1 Kronieke 1:10 sê hy, gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van u regeer? So Salomo het wysheid nou van God het afgevra en kennis. En Salomo besef, kyk, die plek wat ek gaan bou, alhoewel het groot gaan wees vir my en groot gaan lyk vir ander, is dit nie groot genoeg om ons God te contain nie. Want selfs die hoogste hemel kan hom nie hiding, huisves nie, kan hom nie bevat nie. So wanneer, wat het ek en u besluit, man? Wanneer gaan ek en u tot daai besluit kom dat, kyk hierso, my lewe gaan ek in die grootheid van my lewe gaan ek aan God wy, maar ek besef dat ek kan nie God in my hele lewe kan ook kom nie contain nie. Ek kan dit nie hier hou nie, man. So ek moet gedurig daarop uitwees om groot aan God te wees, om grootheid aan God te betoon, om aan alles wat ek doen God eerste te stel, sodat dit tot my uitermateste is, tot op die laaste wat ek kan lewer, moet ek vir God wees. Kom ons begin in ons huise, man. Want ons as vaders begin in ons huise. Ons as vaders begin hierso.
Nee, nie daar buite nie. Dit begin hier sodat ons kan uitermate raak, dat ons kan groot raak, want ons dien 'n uitermate groot God, hè? En daarom moet ons die huis van God groot maak. Hy sê en die huis wat ek gaan bou sal groot wees, want ons God is groter as al die ander gode en u moet geseën wees in hierdie dag.